Goeiemôre julle almal. Ek het wou net seker maak van die beligting. Dit lyk daarom vir my of julle my mooi kan sien. Dit is maar 'n bietjie van 'n bewolkte dag hier met ligte reën wat daar buitekant val. So ek hoop daar waar julle is, kry julle ook 'n bietjie reën. Ek dink oor die algemeen is ons almal maar op soek na 'n bietjie reën. Baie dankie dat julle ingeskakel het. Ek wil net vir ons die regte gedeelte met julle deel. Daar sy. Ons gaan vanoggend begin met 'n nuwe Bybelstudie. Dit is ook 'n tematiese Bybelstudie, met ander woorde, ons gebruik 'n tema aan die hand waarvan ons die Bybel bestudeer, en die tema is weer gebed. Ek het dit goed gedink dat ons gebed hanteer, omdat ons nou ook 'n reeks van gebede gehad het, of 'n reeks van preke gehad het oor gebed, met die leerprediking uit die Heidelbergse Katekismes, en ek beskou hierdie tot 'n mate as 'n hersiening van dit wat ons dan ook gehad het in die preke. Soos gebruiklik wil ek vra dat julle saam met my sal begin deur te bid. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons sê vir u baie dankie vir die wonderlike reën wat u vir ons daar buite beskik het, in sekere dele van ons land. Ons bid ook dat u vir ons reën sal beskik in die Vrystaat, waar ons ook gesien het dat dit baie droog is, en dat reën nou vir ons op die regte tyd sal wees, maar ons weet dat ons kan berus in wat u wil is en wat u besluit. Ons bid in die besonder ook vir ons boerdery gemeenskap van Heilbron en van ons hele land, Natal, al die streke waar daar back and close is, van ons eie boere sit met siek diere, en ons is dankbaar dat u ons dra deur hierdie krisis. Ons kan net weer eens sien dat ons nie op prinse moet vertrou nie, nie op mense moet staat maak nie, maar dat u ook in beheer is van hierdie hele siekte, en dat u dit ook gebruik. Ons is dankbaar, Here, dat ons by mekaar kan wees rondom u woord. Ons bid dat u ons sal help en lei deur die woord, dat u ons sal bemoedig, en dat u ons sal versterk vir ons daaglikse lewe as gelowiges. Rus ons ook toe deur middel van u woord. Ons bid ons gebed in die naam van u Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Ja, omdat dit 'n tematiese Bybelstudie is, wat konsentreer op die gebedslewe van ons Here Jesus Christus, is dit natuurlik so dat ons verskillende dele uit die Bybel gaan saam lees. So hier is 'n inleidende gedeelte wat sê gebed, so bely ons in die Katekismes, is die vernaamste deel van die dankbaarheid wat God van ons eis. En dit sê jy kry in Sondag 45, en van Sondag 45 kan jy aanlees in terme van die Onse Vader, wat glo ons, wat bely ons, wat bid ons as ons die Onse Vader bid. Eerskomende Sondag hanteer ek dan die deel van die Onse Vader waar ons bid vir vergifnis van sonde. Ek hanteer dit ook weer in 2 preke. Om te bid is dus vir die gelowiges noodsaaklik onontbeerlik. Maar omdat ons swakke mense is, weet ons dikwels nie wat ons moet bid nie. Dan sê Romeine 8 vers 26, tree die Heilige Gees self vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Hierdie intrede van die Gees sluit onder meer in dat die Gees ons leer wat ons moet bid. En die manier waarop die Gees ons leer, weet ons, is deur die woord van die Here, die Bybel. En daarom is hierdie kort Bybelstudie reeks van 4 afdelings toegespits op hom, op hoe ons in die Bybel geleer word om te bid. Die Bybel leer ons geweldig baie oor gebed, oor die wat en die hoe en die waarom van ons gebede. In die Bybel lees ons nie net van gelowiges
wat deur die eeue gebid het nie, maar ons vind daarin ook heel wat gebede van gelowiges opgeteken. Nou die aand het my vrou vir my die gebed van Dawid gelees, aan die einde van sy lewe, en dit het my weer getref, en ons het nou deesdae die praktyk dat sy lees in die aand vir ons, en gisteraand het sy die deel gelees oor die gebed van Hana. Ek weet nou nie, hoekom nie, maar dit is nou op hierdie stadium haar keuse, en sy lees nou die verskillende gebede in die Bybel, en Hana se gebed het, die gebede het maar net 'n ingrypende impak op 'n mens as jy dit lees, hierdie gebede van gelowiges, wat 'n mens ook glo, die geïnspireerde werk van die Heilige Gees is, en ek glo dat julle dit ook weet, dat jy uiteindelik moet sê, al die psalms is, of 'n groot gedeelte van die psalms, is ook gebede. Die heel beste lering vind ons egter by die Here Jesus self. Toe hy in hierdie wêreld gekom het, het hy nie net sy disippels en deur hulle ook vir ons geleer om te bid nie, maar was sy lewe 'n voorbeeld van 'n lewe in gebed. En daarom begin ons Bybelstudie oor gebed by niemand anders as by Jesus self nie. Daarna in die lig van wat ons by hom geleer het, neem ons die gebede van gelowiges in die Ou en in die Nuwe Testament onder oë. In hierdie aflewering fokus ons dus op die gebede van Jesus self, wat hy self gebid het, en die gedagte is dat 'n mens ook die verskillende skrifdele, soos wat dit hieronder aangetoon is, self in die Bybel nagaan. Ja, ek het begin deur al die Afrikaanse vertalings te noem, en daar is baie interessanthede om raak te sien, maar dit neem 'n bietjie tyd, en ek dink ons sal nie in 'n uurse tyd dit kan volhou nie. Ons sal maar hier en daarna moet verwys. Daarna kan u eie gedagtes na aanleiding van die gepaardgaande vraag neerskryf, en byderhand hou vir 'n uiteindelike samevatting. Nou, ek hoop om hierdie Bybelstudie so 'n bietjie op 'n ander manier te doen as in die verlede. Ek dink 'n mens moet baie keer 'n bietjie 'n verandering ook maak. So ek sal die Bybelstudie lei, maar ek wil ook vir julle kans gee om, as dit enigstens moontlik is, van die vrae te antwoord. Ek gaan geleentheid gee, soos wat ons deur 'n gedeelte gewerk het, en dan kan jy jou mikrofoon unmute, of jy kan van die chat funksie gebruik maak, en dan kan jy antwoord. So ek wil dit hierdie keer 'n bietjie meer 'n interaktiewe Bybelstudie maak. En ek wil ook weer eens dalk die uitnodiging rig, dat u kan gerus mense ook vra om deel te neem aan ons Bybelstudies. Hulle is baie welkom. Ek het in 'n verslaggie wat ek geskryf het gister vir die kerkraad oor ons Bybelstudies ook gesê, dat ek voel dat mense baie welkom is om in te skakel, mits hulle respek het vir die Here se woord en vir die Here self. Ek wil nou nie hê dat mense moet op een of ander manier die Bybelstudie ontwrig nie, maar ek glo ook daarom nie iemand sal dit doen nie. Iemand wat regtig die moeite doen om in te skakel by 'n Bybelstudie nie. Goed, so die gebede van die Here Jesus, ek dink regtig dat dit is die plek waar 'n mens moet begin. As jy praat oor gebed, ek dink dis by hom wat ons die meeste kan leer. Hy is immers ons hoogste profeet en leraar, en hy wys ook vir ons as hoëpriester hoe ons die Here moet dien. Goed, so die plek wat gebed in die lewe van die Here Jesus ingeneem het, is baie opvallend. En ons lees hier saam Markus 1 vers 32 tot 39. Nou wat vir my hier opvallend was, as jy na die verskillende Afrikaanse vertalings gekyk het, is ek dink dat die indeling van die 2020 vertaling is 'n verskil van die ander vertalings, maar ek dink dit is belangrik dat 'n mens ook terwille van agtergrond altyd net seker maak, dit wat jy lees, waar pas dit in, van waar kom dit? Nou goed, as jy nou gaan kyk na die 2020 vertaling na Markus 1,
Dan lees ek daar vir ons in vers 29, nadat hulle uit die sinagoge gekom het, dit moes dus nou die Here Jesus en sy disippels gewees het hulle dadelik saam met Jakobus en Johannes na die huis van Simon en Andreas gegaan. Simon se skoonmoeder het siek gelê met koors, en hulle het hom dadelik van haar vertel. Hy het na haar gegaan, haar hand gevat en haar opgehelp. Die koors het haar verlaat en sy het hulle bedien. Toe dit aand word en die son reeds onder was, het hulle almal wat siek en deur demone besete was na hom gebring. Die hele dorp het by die deur saamgedrom. Hy het baie siekes met allerlei kwale gesond gemaak en baie demone uitgedryf. Hy het die demone nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle hom geken het. En dan lees ons nou verder. Vroegoggend, toe dit nog stik donker was, het hy opgestaan, buitentoe gegaan en na 'n verlate plek vertrek. Daar het hy gebid. Simon en die saam met hom het agter hom aangegaan. Toe hulle hom kry, sê hulle vir hom, almal soek u, maar hy sê vir hulle, laat ons ergens anders heen gaan, na die naburige dorpies toe, sodat ek daar ook kan preek, want daarvoor het ek gekom. En hy het deur die hele Galilea gegaan, in hulle sinagoges gepreek en demone uitgedryf. Nou 'n interessante ding wat 'n mens hier sien, wat ek net wil noem, is dat hier word Simon spesifiek genoem in vers 36, nê. So Simon weet ons vertel dit vir Markus, en Markus is besig om dit neer te skryf. En wat ons dus in die boek Markus het, is die weergawe van Simon. So hy het spesifiek gesê, hulle het gesien, die Here Jesus het die oggend baie vroeg opgestaan, toe dit nog donker was, en die vorige dag het hy 'n baie besige dag gehad. Dit is opvallend dat hy het baie dinge gedoen, en dit word kortliks hier beskryf. Dit was 'n dag vol opwinding, met mense wat hy mee gepraat het. Hy het altyd mense om hom gehad, altyd mense wat iets van hom wou gehad het, wat na hom toe gekom het met hulle behoeftes, met hulle siektes. In hierdie geval het hy eintlik na die huis toe gegaan van Simon en Andreas, en daar gehoop eintlik, so ek dink om 'n bietjie 'n kans te kry om net sy asem te skep en te rus, maar ook daar was daar reeds vir hom werk wat vir hom gewag het. En hy het dadelik gegaan en die werk gedoen. En dis opvallend dat die Here Jesus nie by mense verbygegaan het omdat hy te moeg was, of omdat hy gevoel het hy moet eers rus nie. Hy het homself nooit eerste gestel nie, maar hy het gegaan en hy het gedoen wat hy moes gedoen het. Uiteindelik as hy Petrus se skoonma gesond gemaak het, dan sal 'n mens nou dink, goed, dit is nou aand, en hy kan nou 'n bietjie rustig raak, en ek dink dis wat die meeste van ons vir onsself sal wil hê. Dit word nou donker, dit raak nou aand, dis gesinstyd, sê mense altyd vir my, maar hy was dit ook nie gegee nie. Daar klomp mense op wat gehoor het dat hy daar is. Daar word eintlik gesê die hele dorp het daar saamgedrom, en hy het baie siekes met allerlei kwale gesond gemaak, en hy het die demone uitgedryf. Hy laat die demone nie verklap wie hy is nie, want hulle ken hom. Hulle weet hy is die seun van God. Hulle is mos nou maar baie ou geskape wesens, en hulle ken sy identiteit. En nou, mense het altyd die verskoning, ons mense het altyd die verskoning om te sê, as ek mense vra oor hulle Bybel lees en hulle gebedslewe, dan sê hulle, nee jong, ek is te besig, ek kry eerlikwaar nie daarvoor tyd nie. Maar wat ek ook maar in my eie lewe beleef, omdat ons ook besig, ons huise is maar altyd besig, altyd vol met mense, kom en gaan van mense, is dat die beste tyd vir my om aan my eie persoonlike spiritualiteit te spandeer,
die tyd wat ek het om uit my Bybel te lees en wat ek het om te bid, is maar soos wat die Here Jesus dit hier gedoen het, vroeg in die oggend. Nou, ek het nou gepraat oor wat die praktyk is, dat ons in die aand doen ons dit so, dat my vrou is die een wat lees, en dit het vir my persoonlik groot waarde. Ek sal nog die gebed doen, maar sy lees, want op daardie stadium is ek al redelik moeg, en ek is ook nie 'n baie goeie aandmens nie, baie laat daai tyd van die aand nie. So 'n mens leer hoe om aan te pas en mekaar te ondersteun, ook in terme van jou godsdienstoefening in die huis. Maar ek wil die belangrikheid daarvan beklemtoon, hoe vrugbaar dit is om vroeg in die oggend, om vroeër op te staan, en uit te kom by die lees van jou Bybel, en my mikpunt is om die Bybel in 'n jaar se tyd deur te lees, wat beteken ek moet redelik tyd daaraan spandeer, en ook om te bid. Nou Simon en die wat saam met hom gegaan het, moes seker gewag het dat die Here eers vir 'n tyd gebid het, dan sê hulle vir hom, almal soekie, en dan begin die dag. So hy wys vir ons hoe belangrik dit is dat 'n mens, voordat jy met jou program begin, dat jy begin deur die dag reg te begin, en dit is deur te bid. Nou gebed is deel van ons diens aan die Here, en ek beleef en kan daarvan getuig, dat dit maak die wêreldse verskil, dit maak al die verskil. Martin Luther het gesê, jy weet, as hy weet hy gaan 'n besige dag hê, dan het hy homself eers afgesonder om te gaan bid. Ek dink die ideaal is, sover as wat 'n mens kan, om presies te doen wat die Here Jesus hier gedoen het. En dit is, jy sonder jouself af. Jy gaan een kant toe, en dan gaan bid jy. Dis baie moeilik om te bid as daar 'n geraas rondom jou is. So, kry maar 'n plek, kry maar 'n routine, stel 'n wekker, as jy nie iemand is wat vanself wakker word nie, en leer uit hierdie gebedspraktyk van die Here Jesus. En as jy sien wat hy alles moes gedoen het, wat hy alles moes gehanteer het, hoeveel druk en spanning hy op hom gehad het, dan kom 'n mens agter hoe dat hy gebed gebruik het as 'n kragbron. En ek dink dat baie mense vandag met die moderne lewe is lewensmoeg en uitgeput, hulle is kragteloos, wil ek eintlik sê, en die oplossing vir hierdie kragteloosheid, vir hierdie depressie, is dit wat ons hier vind in die gebedspraktyk van die Here Jesus. En dat die Here Jesus tyd maak om eers te gaan bid. Vanoggend toe ek gebid het, was daar nou 'n spesifieke ding wat ek vir ons Vader sou kon vra, maar ek het op die ou einde oor 'n lang tyd tot die oortuiging gekom dat ek sal dit met my Vader bespreek, maar ek vra net dit wat ek vra as dit sy wil is, want ek weet vir myself nie eintlik wat die beste ding is nie. Ek het dit nou al soveel in my lewe agtergekom, en dis ook 'n ding wat ek by die Here Jesus geleer het, dat ek dink van die belangrikste woorde wat 'n mens kan bid in 'n gebed, is laat u wil geskied. Maar jy groei daarin. Jy besef met verloop van tyd hoe dat die soewereine God, ons hemelse Vader, ons goeie God, ons lewe bepaal en bestuur. En ek en jy het nie die beheer daarvan nie. Goed, en dan Lukas 6. Moet ons ook lees, en ek het dit nou so 'n bietjie, en ek kies nou maar vir 'n ander vertaling. Kom ons vat nou maar die 53 vertaling. En hy het in daardie dae uitgegaan na die berg om te bid, en die nag in die gebed tot God deurgebring. En toe dit dag geword het, het hy sy disippels na hom geroep,
en 12 van hulle uitgekies wat hy apostels genoem het. Dis 'n geweldige, belangrike moment in die intensiewe bediening van die Here Jesus. Dit is die oomblik wat hy sy binnekring vasstel. Nou, hy het 'n groter kring van volgelinge gehad, so van sê 120 tot 150 mense wat vroue ingesluit het. Maar as hy nou by daai punt kom dat hy hulle moet kies wat die leiers gaan wees, dan volg hy die ou praktyk wat by hom gevestig is. En dis weer eens, hy gaan uit en hy sonder homself af. Hy het nie op die berg gegaan omdat hy gedink het, dit is nader aan die hemel nie. Dit was dood eenvoudige plek waar hy kon perspektief kry, waar hy kon homself afsonder, waar hy alleen kon wees in die teenwoordigheid van ons Vader en waar hy kon bid. En hy kon spesifiek bid oor hierdie saak, oor wie dit moet wees en bid vir hulle en die werk wat hulle moet doen. En hy het die nag in die gebed tot God deurgebring. Nou, dit moet geweldige dissipline verg om, as jy 'n vol dag gehad het, 'n hele nag in gebed deur te bring. Dit was dus 'n baie intense gebed. Dit was dus 'n gebed wat 'n mens moet sê, mens besef net hoe groot en belangrik hierdie oomblik vir hom moes gewees het. As jy nou kyk, en ek is nie 'n voorstander daarvan dat 'n mens, jy weet, herhaal in jou gebede, of probeer om vir 'n uur te bid, en jy rek eintlik alles uit nie. Ek dink 'n mens bid konstruktief, maar ek dink daar is ook tye in 'n mens se lewe wat jy kan lank bid, en wat jy dit ook moet doen. En hierin stel die Here vir ons 'n voorbeeld, en jy gaan nie lank kan bid, en intensief kan bid, as jy nie jouself hierin oefen nie. Jy weet, dit is soos iemand wat moet gaan deelneem aan 'n wedloop. Jy kan nie verwag om 'n wedloop van 21 km te gaan hardloop as jy glad nie oefen nie, of as jy nie werk aan jou fiksheid nie. Dit is dieselfde met jou gebedslewe. Jy kan nie verwag dat jou gebedslewe, wat die kragbron van jou lewe moet wees, moet aktief, lewend en goed wees, as jy nie jouself daarin oefen nie. As jy nie daagliks daarmee besig is nie. Nou, 'n mens kan sê, ja, maar ek is verskriklik besig in die dag. Dit het al met my gebeur, dat ek is op pad, en ek kry 'n boodskap, of ek het 'n oproep gehad oor wat ek geantwoord het deur die kar se stelsel, en ek weet hier is 'n probleem, en ek kan nie stop nie, maar ek moet die situasie voorlê. Ek kan mos nie net gaan dit doen, of instorm en iets gaan doen daar nie. Ek weet as ek daar kom, is die krisis op hande, dan moet dit gehanteer word. En dan bid ek maar terwyl ek bestuur. En ek dink dit is uitsonderlik, maar ek dink dat 'n mens moenie dink dat jy jouself net moet beperk tot een spesifieke praktyk nie, want omstandighede kan baie keer anders te wees. Die ideaal vir die normale gebedspraktyk is dit wat die Here Jesus hier vir ons wys. En dit is sonder jouself af. My praktyk is spesifiek, ek dink ek moet detail gee. My vrou slaap later as ek, so ek kom na my studeerkamer toe. Ek maak eers vir my 'n koppie koffie, sodat ek seker is ek is wakker, en dan begin ek met my Bybelleesprogram, wat 'n program is wat ek deurwerk, en dan bid ek. So ek sonder myself af in my studeerkamer, maar as ons by 'n plek is waar daar mooi natuurskoon is, dan gaan ek een kant toe, en ek sal byvoorbeeld dan daar gaan sit, en eers my Bybel lees, my program wat ek nou volg,
en dan sal ek my gebed doen. Maar dit verg selfdissipline en dit verg opstaan en nie lui wees nie. En 'n mens moet jouself maar daarin oefen. Goed, so, hoe gereeld sou julle sê, het die Here Jesus gebid? Wat dink julle, hoe gereeld het hy gebid? As jy die moontlikheid het om te kan antwoord op enige manier, is jy welkom om nou te antwoord. Wat is julle indruk van hom en van sy gebedslewe? En hoe het Jesus sy gebedslewe binne 'n volprogram ingepas? En dan waarom het Jesus op eensame plekke gaan bid? En goed, skryf neer in watter van bogenoemde opsigte u dink dat ons die Here Jesus in ons persoonlike gebedslewe behoort na te volg. Kom ons hanteer, as ek nou vir u geleentheid gee, kom ons hanteer sommer al hierdie vrae as jy aan die woord kom en jy voel jy het 'n behoefte in jou hart om oor een van hulle iets te sê of iets te deel, deel dit asseblief met ons almal. So ek gee nou vir julle 'n geleentheid om hier in te kom, asseblief. Maak van die geleentheid gebruik as jy kan. Ons kyk van julle TikTok, ja. Tommy, ek dink Jesus het baie meer gereeld gebid as wat daar wel in die Bybel aangeteken is. Dit is my persoonlike opinie. Ek dink ook hoeveel kere het ons gelees, dan het hy homself afgesonder byvoorbeeld om alleen te gaan bid. Ek dink hy wou die stilte gehad het om intensief en baie persoonlik met sy Vader te praat. Ons sien ook dat hy het in die nag baie kere het hy gaan bid. Hoeveel keer lees ons, ek het toevallig nou die dag in Lukas het ons dit weer gelees wat hy vir hulle gesê het, wag hier en waak, ek gaan bid. Hy het dit, ek kan nie sê routine nie, hy het dit 'n absolute noodsaaklikheid gemaak om op daaglikse basis met sy Skepper te gesels. En ek dink dit is wat ons as gelowiges, elke Christen mens in sy persoonlike gebedslewe moet nakom, is om 'n daaglikse basis te bid. Soos jy nou gesê het van jou routine en jou gewoonte wat jy het, hier by ons huiswerk dieselfde, die oomblik as die wekker afgaan, maak ons koffie, en dan vat ons Bybel en ons doen ons Bybelstudie vir die dag. Alvoor ons enigstens verder gaan enigiets anders doen. Ja, ek sluit by jou aan. Ek dink, kyk, die beskrywing wat ons in die Bybel het van hoeveel die Here Jesus gebid het, gee vir ons 'n algemene indruk. Ek dink dat daar was natuurlik baie meer geleenthede wat hy gebid het, wat nie vir ons neergeskryf is. Ja, ek stem daarmee saam. Jy weet, en wat vir my 'n ander ding is wat belangrik is 'n mens sou dink, maar het hy regtig nodig gehad om soveel te bid? Want ek meen, hou nou in gedagte, hy is die eie seun van God, van ons hemelse Vader. Hy is self ware God. En tog doen hy dit. En ek dink hy doen dit oor die rede dat hy wys daardeur vir ons wat geskape wesens is, mense, wat net mense is, dat hoe belangrik dit is om te bid. Hy kommunikeer. En ek dink dat gebed is in wese kommunikasie, nie. Kommunikasie met die Vader, deur die Seun, en onder die leiding van die Heilige Gees. En ek weet dat party mense het geweldige, ingewikkelde, komplekse gebedspraktyke, en baie keer voel dit vir my, dit kom maar neer op 'n vorm van herhaling, terwyl die eenvoudigste definisie van gebed is om met ons Vader te praat. En dit is wat hy gedoen het. 'n mens kom dit ook agter
in sy Onse Vader gebed, wat eintlik 'n baie eenvoudige gebed is. So mens moet nooit, dink ek, ook voel dat jou gebed is te eenvoudig nie. Jy weet, jy moet die een of ander vreemde snaakse ding doen in jou gebed nie. Ek dink 'n mens praat met ons Vader, 'n opregte gesprek met hom, waarin daar aanbidding is, waarin daar ook 'n deel is wat jy van hom, jou behoeftes aan hom voorlê. Weet, opregtheid van hart is die ding wat vir hom belangrik is. En dit sien ek ook maar, en hoor ek ook maar in die verhouding wat hy gehad het met ons Vader deur gebed. Enige van julle ander wat dalk nog iets wil reageer? Ek dink dat mens moet sê, dit is belangrik dat jy nie onderbreek word. Want dit is vir my 'n groot probleem is natuurlik, my telefoon moet ek vir sekere tye afsit. En dit is altyd geweldig sterend as jou telefoon afgaan of daar kom 'n boodskap deur. En ek self is skuldig dat ek soms baie vroeg begin om boodskappe uit te stuur. So ek wil nou al om verskoning vra en sê, onthou, daar's 'n kans dat ek baie vroeg al boodskappe uitgestuur het, so jy moet jou telefoon afsit. Moenie onderbreek word nie. Ek dink dit is belangrik, en gebruik weet spesiale geleenthede, soos wanneer 'n mens op vakansie is, of daar baie mooi natuurskoon om jou is, jy het 'n geleentheid, is 'n baie goeie geleentheid om te gaan bid. En gebruik daardie geleenthede. Gaan sit een kant, as dit stil is, en dank die Here vir die feit dat jy daar kan wees, dank hom vir dit wat jy daar beleef, dit wat jy daar sien, dit wat jy daar hoor. Dit is vir my altyd verrykend in my gebedslewe. Goed, enigiets anderste van een van julle ander af miskien? Tommy, ek het ook gesien, die Here het spesifiek gesê, moenie soos die fariseërs maak en jou op die straathoeke gaan bid, dat die mense jou sien nie. Ja. So dit is waarskynlik waarom hy op eensame plekke gaan bid het, en dit is belangrik, want mense trek jou aandag af. Ja, en jy sien Judy, daar bring jy nou weer 'n perspektief wat ek nie aan gedink het nie, aanvanklik nie, en dit is hoe die Here ons ook nou help en lei in 'n Bybelstudie om by mekaar te leer. Ek dink hy, en jy maak 'n goeie punt, ek dink hy wou juist wegkom van presies daardie tipe van gebedspraktyk wat die skrifgeleerdes en die fariseërs gehad het, want die rede waarom hulle gebid het, was om raak gesien te word, sodat die mense moet dink hulle is besonder godsdienstig, en hy doen dit op 'n ander manier. Hy doen dit dat hy vir die mense wys, dit is iets, daar's 'n persoonlike element aan gebed. Dit gaan hier oor 'n baie hegte verhouding met jou Vader. So inderdaad, daar bring jy nou weer nog 'n ander perspektief. Nog iets miskien? Ek het net besef ook, en ek lê die klem daarop, ek weet ek het dit al gesê, maar ek noem dit weer, omdat ek het wil beklemtoon. Ek het net weer besef, jy kan nie 'n vol program gebruik as 'n verskoning om nie te bid nie. As jy regtig so 'n vol program het, dan het jy nog altyd 'n hele uur met middagete. En veral daar waar 'n mens op die platteland bly, vat dit jou nie lank om by die huis te kom vir middagete nie. En ja, so daar is geleenthede in die dag waar 'n mens kan bid, en ek dink 'n mens gebruik dit nie altyd so effektief nie. Nou goed, nou die volgende deel, baie dankie dat julle so met vrymoedigheid ook deelneem. In die volgende deel lees ons, hy sê, lees die onderstaande skrifdele en teken aan by watter geleentheid die Here Jesus in elk geval gebid het. In elke geval gebid het. Goed, so watter geleentheid was dit? En
wat was die geval? Goed, so kom ons kyk, dit is Lukas 3 vers 21 tot 22, hier het ek net die 2020 Afrikaanse vertaling gebruik. In die tyd toe dit is die doop, daar is hy, baie keer kan die opskrif vir 'n mens baie help. Ek weet ek en my vrou het nou die aand 'n gesprek gehad oor hoe die indeling in die Bybel in die verskillende vertalings verskil, en ek herinner u maar net daaraan, onthou daardie indeling word deur die vertalers ingevoeg. So dis nie deel van die oorspronklike teks van die Bybel nie. En daai indeling kan nogal nuttig wees, want dit help jou om te weet wat die agtergrond is, as jy min tyd het en nie baie kan lees om die agtergrond te bepaal nie. So hier is dit die doop van die Here Jesus, en ons lees in vers 21, in die tyd toe die hele volk gedoop is ook Jesus gedoop. Dit is natuurlik deur Johannes die Doper, en terwyl hy besig was om te bid, het die hemel oopgegaan, en die Heilige Gees het in 'n sigbare vorm soos 'n duif op hom neergedaal. Daar het ook 'n stem uit die hemel gekom. Jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. So Lukas belig iets hier vir ons wat ons nie altyd raak sien nie, en dit is dat toe die Here Jesus in die water in die Jordaan gestaan het, het hy biddend sy salwing met die Heilige Gees ontvang. So hy gaan om ook gedoop te word, en as hy daar staan om deur Johannes die Doper gedoop te word, dan ontvang hy biddend die salwing met die Heilige Gees. Het hy gebid vir die salwing met die Heilige Gees, het hy God gedank vir die salwing met die Heilige Gees, sy Vader gedank, dit weet ons nie, dit word nie vir ons gesê nie, maar dit sê wel vir my, dat gebed is die kontakpunt, dit is die lyn is oop, die verbintenis is gemaak, tussen daar op die aarde en die hemel. En dit laat 'n mens besef, hierdie verse laat my altyd besef, hoe kragtig gebed is, en hoe dat dit die kanaal oopmaak, van die aarde af na die hemel toe. En ek hoop julle sien dit raak, en julle ken dit ook so. So dit was spesifiek by die doop van die Here Jesus, en sy doop is nie soos ons doop gewees nie. Ek hoor dat in die charismatiese groepe word maklik die verwysing gemaak, dat omdat die Here Jesus groot gedoop is, moet ons ook groot gedoop word, en hulle vat natuurlik die ding heeltemal verkeerd, hulle vat hom heeltemal mis, want die doop van die Here Jesus is nie die sakrament soos wat ons dit ontvang nie. Dit is iets gans anders gewees. En as jy dit nie kan raak sien nie, dan is jou teologie geweldig beperk. Geweldig. Hierdie is die oomblik toe Jesus amptelik die Christus word, die gesalfde word. En ons belydenis sê dit ook baie duidelik. Hierdie was nie 'n doop vir vergifnis van sondes nie, dit het die Here Jesus in die gesprek net voor die gedeelte met Johannes die Doper reeds uitgeklaar. Hierdie is nie die sakrament as teken van die verbond nie, dit gaan hy later instel. En daarom sê ek, hierdie ouens wat hier 'n gelykstelling probeer maak tussen die praktyk van die groot doop en die Here Jesus se doop, is geweldig onkundig. Het dit eintlik totaal verkeerd. So wat hier gebeur is hy word die Christus. Van hier af gaan hy nou amptelik begin met sy bedieningswerk. En as jy gaan kyk in die Bybel, net die volgende gedeelte,
is dit waar sy bedieningswerk begin in die stryd teen die duiwel, waar hy deur die duiwel die woestyn ingelei word en sy versoeking begin. Eerste dan nou die broodversoeking en die ander wat daarop gevolg het. So, dis hoekom hy toegerus is met die Heilige Gees, of hoekom hy gesalf is met die Heilige Gees, want hier begin sy bedieningswerk wat uiteindelik kom neem na Golgotha en na die kruis en na die graf toe. So, ek dink mens moet hierdie punt net maar maak, want ek hoor ongelukkig baie hierdie verkeerde, frotsige verklaring en exegese. En ja, dit is vir my eintlik moeilik om dit te antwoord, want ek wil eintlik baie krasser en harder vir iemand sê dat ek dink hy vat die punt heeltemal mis. Maar dit is ook nie nodig om dit so te doen nie. Matteus 4 vers 2 is dan nou ook die versoeking van die Here Jesus. Hierna is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei. O ja, dit is nou maar net om weer eens te sê, om deur die duiwel versoek te word, 40 dae en 40 nagte. Lank het hy gevas en hy het later honger geword. Goed, dan in Lukas 6 vers 12 tot 13 het ons gehad die aanwysing van sy disippels. Ons kan dit maar weer lees, dit is toch nie 'n skade nie. In die tyd het Jesus uitgegaan na die berg om te bid, en hy het die nag deurgebring in gebed met God. Teen dagbreek het hy toe sy disippels nader geroep, en 12 van hulle uitverkies, en hy het hulle apostels genoem. Disippels is 'n getuie, disipel getuie, en apostel, apostello, beteken uitgestuurde, en daar het julle ook hulle name. Nou, ons het reeds hieroor gepraat, ek gaan nie herhaal nie. Dan, ander geleentheid wat die Here Jesus gebid het, was natuurlik by Johannes 11, vers 41 en 42, maar kom ons lees die hele gedeelte. En dis natuurlik die opwekking van Lazarus. Ek wil nie net konsentreer op enkele verse nie, ek dink dat dit gebeur te veel, dat mense lees net 'n vers, en hulle ken naderhand verse, maar hulle ken nie die verband nie, en daarom is hulle verklaring van die verse nie altyd in die kol nie. So Jesus het toe opnuut ewig ontsteld na die graf gegaan. Dit was 'n rotsgraf, en 'n groot klip het daarteen gelê. En Jesus het gesê, vat die klip weg. Martha, die suster van die oorledene, sê toe vir hom, Here, hy ruik reeds, want dit is al die 4de dag. En Jesus sê vir haar, het ek dan nie vir jou gesê, dat as jy glo, jy die heerlikheid van God sal sien nie. Hulle het toe die klip weggeskuif. Jesus het sy oë opgehef na bo en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Ek weet dat U my altyd verhoor, maar ek het dit gesê ter wille van die skare wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. En nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit. Die oorledene het uitgekom, sy voete en hande was met grafdoeke vasgebind, en sy gesig met 'n kopdoek toegedraai. En Jesus sê vir hulle, maak hom los en laat hom gaan. Wat 'n oomblik. Die Here Jesus is ware God, maar as ons onsself vir 'n oomblik net daar moet plaas, en sê, jy weet, jy kom in so 'n situasie wat dit is soos die waarin hy daar was, en jy moet bid, dit is geweldig, en dit wys net 'n mens weer eens ook die geweldige krag van sy gebed, en dan die vraag is dan die volgende, watter ooreenstemming is daar
van al die geleenthede waarby Jesus gebid het. Waarom dink jy was dit nodig dat Jesus by hierdie geleenthede bid? Wat leer hierdie gebede van Jesus ons oor die vertroue op die Vader? Hoe oordeel u in die lig van bogenoemde oor 'n sogenaamde skietgebed? En hoe oordeel u in die lig van bogenoemde oor die praktyk om vergaderings en ander geleenthede met gebed te open? So dis behoorlik 'n mond vol. Ek wonder of ek nie een van die skrifgedeeltes dalk gemis het. Ek sien hierdie Matteus 4 vers 2. Ek is nie seker nie, miskien moet ons net gou kyk, het ek net gou self kyk of ek hom nie dalk misgekyk het nie. Dis heeltemal moontlik. Ek is besig met soveel goed gelyktydig. Matteus 4 vers 2, dat ek net seker maak vir ons. 4 vers 2, daar staan, nee, dit is toch reg, dit was nie iets wat meer was nie. Goed, kom ons kyk na daardie vraag. Wie wil probeer om van daardie vraag vir ons antwoorde oor te gee? Ek vertoon weer hier die vraag, ek dink julle behoort dit te kan sien. Goed, kom ons kyk. Jy hoef nie al die vrae te antwoord nie. Jy kan net daaroor praat wat jy wil ook as jy die vrymoedigheid het. Dink julle daar is 'n ooreenstemming? Ek dink dit is almal belangrike oomblikke in die bediening van ons Here Jesus. Dit is oomblikke wat 'n mens kan aanvoel dat hier gaan iets groot gebeur. En die Here bid oor sulke geleenthede. Maar sy gebede raak ook die alledaagse lewe en bestaan van mense, dood-eenvoudige mense soos Martha en haar suster Maria en Lazarus. So die gebedspraktyke van die Here het sy ganse dag geval. Hy het gebid ook tussen mense, nie net wanneer hy eenkant alleen was nie. Daar was ook geleenthede waar hy gebid het voor mense, soos met die geval met Lazarus. En hy het oor, mense moet sê, oor 'n wye verskeidenheid van dinge gebid. Alles wat vir God belangrik is. Daar is eintlik, dink ek, baie ooreenstemming in al hierdie geleenthede wat die Here gebid het. Waarom dink u was dit nodig dat Jesus by hierdie geleenthede bid? Want ek meen, hy is immers die seun van God. Ek dink hy leer ons, hy verstaan dat ons moet leer en verstaan hoe belangrik dit is om ons behoeftes aan ons Vader voor te lê. Hy is ook gebind aan die verhouding waarin hy is met die Vader en die Heilige Gees. Hy betrek hulle as het ware deur gebed ook by dit wat hy hier op aarde doen en wat hy hier op aarde bedien. Dit is ook, kan 'n mens as het ware sê, as liefde die gom tussen die drie persone van die drie eenheid is deel van daardie gom, van daardie liefde is gebed. En dit hou die band tussen hulle ook sterk, net soos wat gebed die band tussen ons en God sterk hou, wat onmiddellik vir jou dan sê, hoe belangrik gebed vir ons lewe behoort te wees. Wat leer hierdie gebede van Jesus ons oor vertroue op die Vader? En hy bid tot die Vader net voordat iemand uit die dood uit opgewek moet word. Hy moes baie vertroue in sy Vader gehad het, hy moes baie sekerheid gehad het oor wat sy Vader vir hom sal doen en dat sy Vader hom hoor. En so 'n tydjie gelede, so einde verlede jaar, het ek 'n besondere krisis in my familie beleef, waaroor ons gebid het. En op 'n stadium, ek dink dis waar ek tot
'n geweldige verdieping beleef het oor in terme van hoe belangrik dit is om te bid, laat U wil geskied, het ek 'n rustigheid in my gekry oor die pad wat ons Vader vir ons beskik. 'n geweldige rustigheid nog voordat die oplossing gekom het. En ek kon met groot mate van sekerheid ook vir mense sê, ek weet hierdie ding gaan vir ons ten goeie uitwerk. En dit het ook. Net soos wat die Here dit vir my gegee het. Net soos wat hy vir my daardie vrede en rustigheid en sekerheid in my gegee het. So, vertroue in ons Vader is baie belangrik. En wanneer jy swaar kry, wanneer dinge skeef loop, wanneer dinge nie altyd uitwerk soos wat jy hoop of dink nie, dan het ons hemelse Vader ons teruggestuur skoolbanke toe, en dan is hy eintlik besig om vir ons te leer wat vertroue is. en hy gebruik gebed in daardie proses, in daardie klaskamer, leer hy ons eintlik deur gebed wat vertroue is. Daar in my gebed worstel ek met hom, praat ek met hom, sukkel ek met my vertroue, maar kry ek ook my vertroue. Want wanneer ek daar opstaan, nadat ek gebid het tot my Vader, dan het my vertroue verbeter en het my vertroue gegroei in hom. So ek beleef dat die slegste en moeilikste tye in 'n mens se lewe is juist die tye wat die vertroue groei. Maar dan moet jy bid. Hoe oordeel U in die lig van bogenoemde oor die sogenaamde skietgebed? Ek dink sogenaamde veronderstel nie noodwendig dat dit moet 'n negatiewe oordeel wees nie. Ons het byvoorbeeld die voorbeeld ook van Nehemia, wat bid voordat hy die koning vra, en Nehemia se gebed is 'n skietgebed. Die geleentheid was daar en hy het 'n gebed gedoen. Ek dink 'n mens moet nie net aangewese wees op skietgebede nie. 'n mens moet 'n gebedspraktyk hê. 'n mens moet 'n roetine hê. Maar dat dit wel nodig kan wees dat jy in 'n situasie beland waar jy nou moet bid voordat jy verder gaan, dit kan wel die geval wees. En dan is dit nie iets verkeerd nie. Maar ek dink nie jy moet dit die reël maak van hoe jou lewe werk nie. Jy beweeg net van een skietgebed na 'n volgende skietgebed toe nie. Ek dink dan verarm jy jou gebedslewe. Ek dink daar moet plek wees in 'n mens se gebedslewe vir 'n vaste roetine. En dit moet jy ontwikkel, dit vat redelik harde werk. Hoe oordeel U in die lig van bogenoemde oor die praktyk om vergaderings en ander geleenthede met gebed te open? Ek dink dat dit is belangrik en dit kan gedoen word, mits almal wat by daardie vergadering is, gelowiges is en ook instem dat 'n gebed gedoen word. Ek bid redelik gereeld waar daar moslems by is. As ek saam met hulle is, ons beweeg in baie verskillende kringe. Ek bid my gebed. Ek sal nie eet nie en ek kan nie eet nie. As ons saam aan tafel is, dan is daar mense van, ek is nie seker wat se godsdiens hulle is nie, een of ander Afrika godsdiens dalk. Die een persoon weet ek is 'n Hindu, die ander persoon weet ek definitief is 'n moslim, en dan is daar een of twee persone wat dalk glad nie is Christene is nie. En dit is maar as gevolg van omstandighede wat 'n mens op verskillende terreine van die lewe beweeg. Gaan ek dan nou nie bid nie in die restaurant waar ons almal moet saam wees nie, by daai geleentheid? Ek gaan verseker bid. En wat ek altyd doen is, ek sê vir hulle, ek gaan bid, en die van julle wat bereid is om saam met my te bid, bid saam met my, en kom ons dank vir die kos. En nog nooit het dit gebeur dat hulle nie respek getoon het, of nie saam hulle oë toegemaak het nie. So ek bid.
Ek laat hulle nie bid nie. Ek gaan nie, vir my as Christen is dit natuurlik en ek gaan bid. En ek gaan, en hulle is welkom as hulle nie wil saam bid nie, kan hulle self verskoon vir die oomblik wat ek bid, maar eintlik beleef ek dit baie positief. En ja, so ek dink dat ek gebruik nou daai voorbeeld van die gebed aan tafel, maar oor die algemeen dink ek 'n mens kan ook situasies hê waar jy 'n vergadering open met skriflesing en gebed, en dit moet ook nie misbruik word nie. Jare gelede het jy politieke vergaderings gehad, en as die skriflesing en die gebed klaar is, dan klap die vuiste, sodra hulle vir mekaar kwaad word. Daai tyd van toe jy die NP en die KP gehad het en hulle mekaar se vergaderings ontwrig het. Ek dink jy weet dan sal al die mense wat daar sit sal sê hulle is Christene. In Sondag en dan's baie van hulle saam in die kerk. Jy weet, en ek dink dis ook 'n probleem. So 'n mens bid, jy bid opreg, en ek dink wie daar is, moet jou nie beperk in terme van hoe jy jou geloof uitleef nie, maar ons kan daaroor praat, dis welkom om van my te verskil, maar ek gaan nie byvoorbeeld saam met 'n moslim op 'n oop dag staan en bid, en maak asof ons almal dieselfde God aanbid nie, of 'n hindoe nie, want ek aanbid die ware God, en ek is jammer vir hulle aanbid niemand nie, hulle aanbid niks nie, so dit lê vir my op 'n ander vlak, maar ek dink dat daar is 'n plek om te sê dat 'n mens kan saam lees en saam bid, ook by geleenthede, want dis ook 'n geleentheid om die evangelie uit te dra, dis ook 'n geleentheid om vir die wêreld te wys hoe leef ons as Christene. Ek sal graag wil hoor wat sê julle hiervan. Kom ons praat gou daaroor. Ek kan nie glo dat julle geen opinie hieroor het. Of het julle nog nie so diep daaroor gedink nie? Tommy, Frans nog iets vra? Dis reg. Tommy, ek wil net hoor, sê maar, ons nou by so 'n plek, en daar val daai moslim daar op die mat neer, en hy wil ook nou bid, wat maak 'n mens dan? Luister jy nie, loop jy uit, of wat maak 'n mens? Nee, jy sê vir hom, jong, staan op, het jy geval. Nee, wel hulle het dit nog nie gedoen nie, jy weet, so, hoe ek dit beleef, en jy weet, dit is, 'n mens moet die realiteit, in die Vrystaat is ons nou gelukkig, almal daar, en die meeste mense wat jy ken daar, gaan vir jou sê, hulle is 'n Christen, maar hierdie situasie wat ek nou beskryf het, is ons minstens 1 keer 'n week in, amper 1 keer 'n week, partykeer 1 keer in 2 weke, my vrou meer as ek, en 'n mens beland saam in plekke waar jy moet saam bly, waar jy maar moet saamwerk, en jy probeer as Christen jou roeping uit te leef, die wêreld is net doeteenvoudig nie so mee, dat jy net met Christene saam kan leef en werk nie. En ek dink dit is belangrik dat 'n mens wys wat jou oortuiging is. Ons praat altyd daaroor, jy weet dat jou voorbeeld is relevant, want moslems huiwer nie om vir jou te sê, ek gaan nie nou met die vergadering aan nie, dis Vrydagmiddag, ek gaan nou eers bid. So ons as Christene het op 'n stadium teruggetrek, en ons het nie gewys wie ons as kerk is nie, en ek dink ons mis die geleentheid. Ek het geweldige goeie gesprekke al gehad met daai einste moslim, wat by my kom sit het en met my gepraat het oor Christene, en my vrae gevra het eintlik oor Christene. Toe het dit nou die oorlog in Gaza, en toe het ons gesprekke gehad oor Israel.
En hy het natuurlik 'n bepaalde perspektief daaroor gehad. Maar ek beleef dat daar is 'n openheid en 'n nuuskierigheid en die toewyding wat ek openbaar teenoor my God is vir hom treffend. Jy weet, hy is eintlik vir my meer oop as byvoorbeeld nou sal jy mense hê van 'n Afrika kultuur en hulle sit ook daar en hulle is gewoonlik so 4 of 3 of 4 en hulle sal sê hulle bid tot God asof dit die Christelike God is, maar ek twyfel bietjie daaroor. Want dit is gewoonlik 'n mengsel. Terwyl hierdie ou eerder, hy's openlik en hy sal vir jou sê hy verskil van dit, maar hy vra uit. So ja, om jou vraag te antwoord, ek uit die aard van die saak sal respekvol daar staan, alhoewel hulle dit nie so doen nie, maar ek sal respekvol daar staan totdat hy klaar is, en ek openbaar dieselfde respek wat hy teenoor my openbaar. En dis hoe ek en hy mekaar in hierdie verhouding beleef, maar ek vra hom nie veel uit nie, moet ek vir jou sê, dis baie meer belangstelling van sy kant af na my kant toe. As dit, wie aanbid hy as hy daar op die grond sou val? Hy aanbid niemand nie, daar's niemand daar nie, wat hy aanbid nie. Terwyl ek aanbid die ware God, so vir my om daar te staan, daar kan niks met my gebeur nie. Weet of ek jou vraag geantwoord het nie? Goed, ek dink Elena sê, sy sal maar liewers loop, en nie net daar rond staan nie. Ek hoor dit, en dit is sekerlik 'n opsie. Ek dink omdat ek 'n pad al met hom geloop het, en ek sou baie graag wil hê dat hy gered moet word, as dit enigstens kan, en ek weet nie of die Here my as die instrument in sy lewe wil gebruik nie. Sou ek nie hom wou afstoot nie. Die mense wat ek ontmoet, raak ek soms oor die bewoe, as ek moet dink, dit is eintlik nie, dis mense wat gered kan word, hulle is godsdienstig, maar verkeerd godsdienstig. En as hulle nie tot bekering gaan kom nie, gaan hulle verlore gaan. En daai bewoonheid is soms wat maak dat ek op 'n sekere manier teenoor hulle optree, sodat ek 'n deur by hulle kan kry om met hulle te praat oor my Here Jesus Christus. En dat hy nie net 'n belangrike profeet is nie, maar dat hy werklik die seun van God en die enigste verlosser is. So ek gebruik dit as 'n getuienisgeleentheid. Maar ek kan verstaan dat dit nie vir almal is nie. Goed, enige van julle ander wat dalk nog wil reageer? Gebed is dus geweldig ryk en belangrik. Ek dink dit is 'n kragbron vir 'n mens se lewe. Jy mag jou opinie hê hoe jy die situasie sou hanteer. Ek dink dat elkeen van ons kan dit dalk op 'n ander manier hanteer. Vir my is 'n geweldig belangrike dryfveer in my lewe die opdrag wat die Here Jesus gegee het in Matteus 28, om die evangelie te verkondig. Miskien omdat ek 'n evangelie verkondiger is, evangelie bedienaar is. En ek probeer dit werklik verkondig aan mense van alle volke, tale en nasies. Ja, so ek dink julle verstaan van watter kant af ek kom. Baie dankie vir julle deelname aan hierdie Bybelstudie. Ons sal volgende week verder gaan. Ek mag dit wees dat dit op 'n manier ook 'n bydrae maak tot die verryking van julle gebedslewens. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, baie dankie dat ons die voorreg het om te kan bid en met U te kan praat. Ons bid dat U ons altyd sal ook lei deur die Heilige Gees wanneer ons bid deur U Seun tot U. Ons bid, Here, dat U ons in hierdie wêreld sal gebruik,
sodat die wêreld ook kan sien dat ons mense is wat in 'n baie hegte verhouding met U lewe. Ons bid, Here, vir die redding van die uitverkore kinders, sodat die getal van die uitverkorenes kan vol word, en ons Here Jesus uiteindelik ook weer kan na ons toe terugkeer om ons te kom haal. Baie dankie, Here, dat ons die voorreg van gebed het, en ons bid dit van U in die naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Met julle, baie mooi dag vir julle almal, en ek hoop dat dit is vir julle 'n geseënde dag.